Roslins teen Young Spurs, twee clubs natuurlik nie baie ver van mekaar nie. Woedelstryd wat tussen die twee clubs heers elke keer as hulle teen mekaar speel. Young Spurs word beskou as die ouer boetie, hulle is hier, dis so 'n bietjie ander kant hier in Doringbaai. Young Spurs natuurlik gestig in 1986, dan Young Roslins gestig 2008. Young Roslins oor die jare tussen die twee clubs, as dit Young Roslins wat meeste van die tyd tweede kom, maar die manne beloof kom 20 Junie gaan dinge verander, maar dit natuurlik sal ons as later weet. So, die Sanlam Boland Rugby Derby Days word natuurlik aan u gebring met trots deur die Boland Rugby Unie onder leiding van ons president, meneer Benny van der Rooi, se vice-president Piet Marant en dan ons uitvoerende komitee. Natuurlik Sanlam, ons hoofbog, saam met Woema, Tekkie Town, Santam, Rainbow, Mama Spice, Ambro. So, vir julle wil ons ook baie dankie sê vir die werk wat julle doen en dankie dat julle rugby en spesifiek die Sanlam Boland Rugby Derby Days na gemeenskappe toe bring. Natuurlik, vanaand wil ons open op die gepaste en die regte manier, so ek roep na vore vir Dominee Klaas Keffers, hy gaan vir ons vanaand se skriflesing en gebed doen. Goeienaand allemaal, aan elke luisteraar, baie dankie vir die geleentheid om dan hierdie geskiedkundige oomblik en dag te open op die wyse. Kom ons word net stil en ons buig ons hoofde in gebed. Aan U, o Here, kom toe al die lof, al die eer en al die dank, want U is werd om geloof en geprys te word. En ons dank U vir hierdie besonderse oomblik en geleentheid, Here, wat U gee vir twee klubs hier in ons gemeenskap, Here, nie ver van mekaar nie, om ook hierdie besonderse geleentheid in ons midde, Here, aan te kan bied. Ons bid vanaand, Here, die seën van U op hierdie program. Ons vra, Here, dat elke faset van hierdie program, Here, dat dit ook sal wees tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ek het vanaand net in kort skrifgedeelte wat ek net aan u wil voorhou. Ek dink wat baie belangrik is, net voordat ek by die skrifgedeelte kom, is dat jy kry spanne, ons berei voor, en ons oefen, maar dan is daar mense wat by die huis is en hulle bid, en hulle glo, deur hulle gebede sal hulle span wen. Maar ongelukkig is dit so, jy kan nie verwag dat die gebede alleen genoeg gaan wees as jy nie oefen en voorberei vir 'n wedstryd nie. En daarom wil ek vanaand aan u voorhou 'n baie bekende gedeelte in Filippense 4 vers 13 en ek lees saam met u uit die nuwe vertaling. Daar staan: ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So 'n mens het sy eie menslike vermoë, maar mens het ook die krag van die Here het jy nodig wanneer jy voorberei vir so 'n belangrike wedstryd. En daarom wil ons ook vanaand die seën van u wil ons toebid en ons wil vra dat die Here vir u ryklik sou seën ook wanneer u voorberei vir hierdie belangrike wedstryd wat voorlê. Dit gaan nie net oor ons eie menslike vermoë nie. 'n Mens ervaar soms dat jou krag en alles word te min, maar ook 'n mens se geloof en jou vertroue wanneer jy op die veld gaan en jou deursettingsvermoë, jou uitoefenvermoë is ook absoluut belangrik. En dan kom Paulus in hierdie gedeelte dan sê, ek kan nie alles op my eie doen nie, maar ek kan dit doen deur die krag van die Here. En ek sien vanaand al twee klubs met hierdie besondere gedeelte, die ondersteuners wat bid, kom ons bid, maar die speel is baie belangrik. Kom ons kom na die oefenveld toe en ons berei voor vir hierdie wedstryd, want om net op te dag gaan nie vir jou die wedstryd laat wen nie. Baie dankie. Baie dankie Dominee Keffers. Vir die kykers by die huis, ek moet sê, Dominee Keffers is 'n man van wysheid. Toe ons hier kom, het ons baie gesukkel om nie gesukkel nie, ons trek uitfigure hoe die beligting gaan werk. Dominee Keffers het ingestap en hy het ons dadelik gesê, manne, ek weet waar die lig is.
So baie dankie daarvoor vir die kepers. Hy het ons gou uitgesort, hy het ons uitgesort. So vir die ek wil amper sê die gasvrou vanaand by wie se woning ons is. Sy gaan vir ons die verwelkominge vanaand doen. Ek roep daarvoor mevrou Tyrien Afrika. Goeienaand allemaal en welkom hierso. Of moet ik Rossies naam zeggen? Hallo Jelle. Eerstens wil ik baie welkom sê aan ons Boland verteenwoordigers, meneer Davey en span. En dan ook aan Young Spurs bestuurs, spelers, kapteine en dan my geliefde Rossies. Ik hoop die aan gaan succesvol wees, ik hoop julle voel thuis, maar ik denk allemaal voel hulle reeds thuis aan. En dan weet ik dat ons het baie lang hiervoor gewag. So die bedankings kom nog, maar dis 'n eerste vir Young Roslins waar hulle 'n derby, Sanlam Boland derby kry, so baie dankie daarvoor. En ek weet ons sal lekker gesels en lekker van hê, dis immers waarvoor ons hier is. Maar ook op 'n ernstige noot dat dit is altyd 'n plesier as Young Roslins, Young Spurs teen mekaar speel. Of dit nou in Doringbaai is en of dit in Ebenezer is. Maar wat die lekkerste van alles is, ons is amper so 'n groot familie. As ons klaar rugby gespeel het, dan is ons weer vriende, familie, kerkgenote. Maar as ons op die veld kom, dan is dit 'n heel iets anders. So mense, 20 Junie kom Ebenezer toe, dan gaan 'n groot opwinding wees. Baie dankie. Ek moet beamoen wat Tyrien sê. Sy sê almal voel al wees tuis en almal is lekker gemaklik. Ek het gesien toe Spurs, toe die manne van Doringbaai, die dames van Doringbaai kom, almal is lekker in 'n mood. Mense goed lekker mekaar. Ek weet as friendly shots wat vanaand gevier word. Ek weet net nie hoe lyk dit by die derby nie, want by die derby kom almal mos gewoonlik kwaad en gefokus aan. So Peters ons gaan hy sien by die derby. Natuurlik vir die kykers by die huis, die twee klubs speel in die groot uitdag Noordweste streek. Tans daar's nog een wedstryd oor vir die streek in die eerste ronde. Dit is Young Roslins wat nog moet speel teen Excelsior. En ons het net so voor ons live gegaan het, het gesels, het gevra het, is dit die eerste keer waar Young Roslins voor Young Spurs kan eindig aan die eerste ronde. Toe sê hulle nee, daar was al en om Zibi, Dr. Zibi het iets daar genoem, maar we gaan later daarover praat, hoekom het so was, so ons gaan later een beetje daarover praat. Natuurlijk, soos ek vroeger genoem het, die spanne het hulle openingswedstryd die jaar gespeel in Doringbaai, waar Young Spurs natuurlijk met die Lauwer weggestap het, so ook het Young Spurs 2024 al twee derbies gewen, 2025 al twee derbies gewen. Ek weet nie waar Vrylies tussenin was nie, waar Young Roslins miskien een houtjie teruggekry het. Okay, hulle sê Young Roslins met die Vrylies en Spurs met die maar Young Roslins het beloof 20 Junie gaan die bordjies natuurlijk gehang word. Natuurlijk het ons vanaand, het ons Boland uitvoerende komitee lid hier in die Noordweste. Ek roep na vore meneer De Maas Fortuin. Goeiedag dames en here, bestuurslede van Young Spurs, Young Roslins, dan ook die gaste hier teenwoordig, en ook onze kykers. Het is my voorreg om namens die Boland Rugby Unie so 'n paar woorde te spreek. Ja, ons staan vanaand hiervoor nie net voor 'n wedstryd nie, maar ons staan hier so voor 'n derby, nee? Iets wat baie na aan al twee clubs sake lê. Dit is rugby. Waarom 'n derby? Wedstryd te vier. Is dit Young Roslins en Young Spurs
wat mekaar gaan pak. Ons kan nie derby het as daar die twee spanne is, né? Hulle twee gaan mekaar pak. Gaan dit oor trots, of gaan dit oor gemeenskap, of oor die passie, wat rugby in ons harte insteek? Hy is die vraag wat ons moet vra, wanneer ons uit derby gaan speel. 'n Derby wil die beste uitspelers na vore. En David so pas genoem. Dit toets karakter, dissipline en spanwerk. Maar belangriker nog, dat herinner ons aan die sport wat ons mense bymekaar bring. Families, vriende en die hele gemeenskap daarin. Aan die spelers wil ek sê, gaan speel met trots. Speel met respek en gee julle alles vir julle geliefde span. En toeskouers en ondersteuners, julle energie, julle stemme en julle passie maak hierdie wedstryd spesiaal. Kom ons ondersteun met trots en met respek vir die speel. Mense, kom ons kom uit en ons kom ondersteun met trots. Want dit is belangrik. Waar die ons gaan kom en ons gaan later in klippe gooi nie. Nee, dis wat ons maar gewend doen. Kom ons respekteer die rugby. Mag hierdie derby nie net 'n groot wedstryd wees nie, maar ook 'n viering van sportlandskap, eenheid en gemeenskapsgees. Mag die beste span wen volgende Saterdag. Sterkte vir julle elkeen, sterkte bestuur met julle voorbereiding. En soos daar ook genoem is, spelers daag op by oefeninge. Die president het gesê, as jy nie oefen het, hou jy nie in jou op te dag. Jy moet oefen. Jy moet oefen. Maar sterkte in elkeen van julle. En mag ek die C4 volgende Saterdag. Baie dankie. Dankie meneer De Maas Fortuin. Meneer De Maas Fortuin sê, mag die beste span wen. Kan ek by die hoor, wie is die beste span? Ja, hoor! Lyk die skaal is even nou aan Jan Roslins se kant. So ek moet verskoning maak vir die twee voorsitters wat vanaand nou ongelukkig hier kan wees nie. Meneer Benjamin Bok en meneer Yuri Don. Hulle is natuurlik hulle het verpligtinge natuurlik by die wet wat hulle moet by wees. So meneer Benjamin Bok, Young Spurs, meneer Benjamin Bok is ingeskakel. Hy het gegroet daar op die live. So hy hou julle dop. So die Sanlam Boland Rugby Derby Days. Wat is dit? Soos ek altyd vir die derbies waartoe ons kom, Yuri het vir my vanmiddag gevra, jy seker nervous oor die derby of die launch. So sê ek, Yuri, ek dink dis my 40ste ene. Waar ek nou vanaand is. So wat die Derby Day, Boland Rugby Derby Days is, dit is basies 'n gewone liga game. Soos 'n gewone liga wedstryd. Maar ons kleur hom net bietjie in. So en daai inkleer begin vanaand met die launch wat die plaasvind. Etienne se manne daar by Potmark en Klets, hulle stream hom vanaand regstreeks oor die Noordweste. Jy het nog gekyk, dus al reeds 500 viewers wat al die link gekyk het, 146 wat lewendig op die oomblik ingeskakel is. So en môre gaan die mense nog, vanaand is hulle nou 'n bietjie hoe laat speel, ek het net gesien. Mevrou kyk vir sy post, ek weet hoe lank hy klaar nie, maar hy klaar gaan die mense ook nog inskakel. Verder kyk. So die Sanlam Boland Rugby Derby, ek sê is 'n gewone wedstryd wat ons 'n bietjie inkleer. Ons maak die derby, ons vertel almal, vir altyd vir almal, hoe lekker is die derbies tussen die klub en die klub. Mense vertel ons altyd hoe lekker is die derby tussen Roslins en Spurs.
Maar ons sien altyd net foto's, ons sien nooit by die veld die gees wat daar is, die toeskouers wat daar is. Nou natuurlik het ons borge gekom, Sanlam en alles ander borge. Ek moet elke keer na die benne kyk want ek is bang ek mis een. Ambro, Africem, Sanlam, Mamas, Vuma, Amstel, Rainbow, Ambro, hulle het almal by mekaar gekom saam met die Boland Rugby Unie. Hulle sê maar ons praat dan die hele tyd oor hoe groot rugby in die Boland is of hoe groot die derbies in dorpe is. Kom ons wys dit bietjie vir die wêreld. Laat die wêreld sien. Ek was byvoorbeeld, dis my eerste keer in Ebenezer. Ek en Petas het saamgekom. Petas ek weet nie. Petas was aan elke dorp was in die Boland. Dis die eerste keer in Ebenezer en is lekker om te sien en hoe die verskillende rugby gemeenskappe jy gaan nooit weet as jy nie in die gemeenskappe kom en sien hoe rugby daar is nie. So ons het in 2024 Thomas het ons begin met die Derby Days. Toe het ons iets gehad soos 12 rugby Derby Days. 12 Derby Days en het nog gegroei dat ons nou 24 Derby Days het. En dit is nie net Derby Days waar jy groot uitdagklubs het nie. Dit is Derby Days, ons doen gemeenskapsskilklubs, ons doen streek uitdagklubs. So ons probeer doen net so wyd as moontlik span. So julle gesien het, hier is van die klubs wat byvoorbeeld laas jaar 'n Derby Day gehad het in die streek byvoorbeeld in die Noordweste. Ja, ons laas jaar 'n Derby Day gehad. Hulle het nou nie weer die jaar 'n Derby Day nie van. Ons probeer so ver as moontlik vir almal wat 'n groot derby het by mekaar kom en dat ons daai derby. Maar natuurlik is dit nie altyd moontlik nie van jy het 100, hulle noem dit jy het oor 100 fixtures, 110 fixtures wat elke naweek plaasvind tussen klubs. So het sy Spurs teen Rosslands, Eagles teen Wisselballers, dis 110 byeenkomste, wedstryde wat 'n naweek plaasvind en daar kan net 24 derbies in 'n jaar wees. So dis almal gaan nie noodwendig 'n derby kry nie. Byvoorbeeld Eagles en Spurs gaan heel moeilik die volgende jaar 'n derby kry nie. Ek kan nou kyk, as hulle miskien ook kyk vir twee ander spanne wat naby mekaar is wat nog nie 'n derby day gehad het om op die derby day te experience. So en dit waar derby days meer gevat het. Ek is vanaand in Ebenezer. Ek was al in waar was ek, hè? Ek was al in Buffeljaarsrivier. Eerste keer in Buffeljaarsrivier. Ek het al daar verby gery. Ek kyk wat hulle die roosterkoeke al as jy twee koeke. Daar so. Ek was al daar. Dit vat jou regtig deur die lengte. So die Boland Rugby Unie probeer in elke munisipaliteit en elke streek wil ons hê daar moet 'n rugby derby day afkom. So wat gebeur op die dag? Op die dag kom ons natuurlik met die hele ons noem dit maar ons kom met die hele sirkus. Ons bring ons branding vir die ouens Charlotte byvoorbeeld al Sanlam Boland op 12 gespeel. Hulle weet jy ons bring die hele branding saam, ons brand die hele veld. En dan natuurlik het ons borge sekere activations wat op die dag plaasvind. So elkeen dra 'n bietjie by tot die dag, 'n bietjie pryse weggee. Een van ons nuwe borge, ek sê eintlik van laas jaar af van die top 12 is hulle daar, Mama Spice. Ek moet sê dis een van my favorite borge. Mama Spice. Hulle het 'n prys wat hulle weggee op die dag. Natuurlik jy moet daar wees by die wedstryd op die dag. Hulle gee erkenning aan al die moeders. So ons sal byvoorbeeld 2 of 3 moeders vat van Spurs, 2 of 3 moeders vat van Young Rosslands en dan sal ons hulle na vorentoe roep by halftyd en vir hulle die mic gee en dan hulle vir ons sê hoekom dan hulle is die mamma van die dag. So ons gee 'n bietjie erkenning aan die dames, die wat jy sien hulle nie nooit op die veld nie, maar hulle is altyd daar by hulle is altyd besig daar by die klub. Hulle is die mense wat die treie was, hulle is daar wat die sopsans maak by die oefening of die snoepie elke keer ren of elke keer agterna skoon maak. Maar Mama Spice gee erkenning aan hulle, so ons roep hulle teen halftyd by die veld na vore en dan hulle vir ons sê hoekom dink hulle is die mamas van die dag. En natuurlik gee Mama Spice vir hulle elke keer 'n lekker gift of vir die wenners lekker gift. Natuurlik gaan die gehoor vir ons gewoonlik sê, of die crowd gaan vir ons gewoonlik sê, wie is hulle gunsteling mamma
vir die dag. Hy kry daai hele prys. Dan nog 'n nuwe een van die nuwe borge Afrisem. Hulle het die Afrisem Biltaf kompetisie. Wat nog 'n wonderlike gebeur het gesien hierso hier by die plek waar is dis manne wat gym, manne met groot arms. So ek dink die twee gemeenskappe is sterk mense, is klop mense wat snoek vang en die mynwerk is manne groot arms. Dames met groot arms. Nou hulle het Afrisem met 'n kompetisie, Afrisem Biltaf kompetisie waar ons gewoonlik 'n toutrek kompetisie het. So aan die eerste kant sal Young Spurs wees, 5 persone van Young Spurs, 5 persone van Young Roslins, en dan sal hulle nou in die Afrisem Biltaf kompetisie deelneem om te sien wie is die tafste gebou. Tafste van die tafste. Afrisem het natuurlik vir hulle ook 'n prys. Dan vir die spelers op die dag. Vir die spelers op die dag. Hulle het al gesien by die wedstryde, veral in die uitspelwedstryde, die Sanlam Bolland Top 12. Sanlam gee 'n kontantprys van R500 weg. Hulle noem dit die Sanlam Confident Player of the Match. So dit is natuurlik die man of the match. Saal Brendan, man of the match. So R500 kontantprys vir hom. Is jou geld, né? Is joune. As jy die klap se geld, is jou geld. So R500 vir die man of the match. Dan het Vuma het 'n skenkpak. Hulle noem dit die Vuma Tel Highlight of the Match. So dit kan die hoogtepunt van die wedstryd is. Gewoonlik is dit die highlight wat die wedstryd bepaal het, of wat daai spesiale oomblik, daai moment of magic. Ek was byvoorbeeld by 'n derby day tussen Buffeljags en Sierbrug. En Buffeljags was op die aanval. Op Sierbrug se doellyn. Toe gee hulle vir die center die bal, hy gaan in, mis die tackle aan die center, hy druk die center en dan wen hulle. Maar die loskakel hou toe die balcarrier op en as 'n mol en daai tackle wen toe vir daai span op hy wedstryd van is die laaste sekondes van die wedstryd op hulle doellyn. Of as Brendan as hy besluit om 'n skeepskop te slaan. En daai is die bepalende oomblik van die game of die hoogtepunt van die game. Kan jy ook miskien daai prys wen. Dan vir manne so Shaal, daai manne met die groot engines, daai harde werkers, Rainbow gee 'n prys weg vir julle. Hulle noem dit die Rainbow Powerhouse Performance van die wedstryd. So dis daai manne wat kliphard heel dag op en af op die veld. Die maak 'n tackle hier, maak 'n tackle daar. Daai besige manne, ouens met die grootste. So as jy nie vir die spelers daar by die huis net, as jy die Rainbow Powerhouse Performance toekenning wil wen, jy kan nie, jy moet heel game kom, aan elkaar, 80 minute nog. So dit is wat hulle gee. En natuurlik, wat jy gaan sien, vir elke klub wat aan die Sanlam Bolland Rugby Derby Days deelneem, elke klub kan natuurlik na die wedstryd, kan elke klub R5,000, omdat julle deelneem aan die wedstryd en omdat julle die borge toelaat om te display daar by die veld, hulle goedjies hulle banners te sit en hulle noem dit royalty. So jy kry R5,000 royalty. Dan 'n subject wat die spelers en die bestuurder gewoonlik oor Harekloof nie. Die wenspan op die dag. Behalwe die R5,000 kry die wenspan nog 'n R2,500. Wat hulle agterna mee post. So wat het met R2,500 gebeur, is nie my besigheid nie. Hy is span in die klub se besigheid. Dis nie my besigheid nie. So hulle is almal onder mekaar met besluit na die game. Dan natuurlik Amstel. Nog een van die vyfwoorde. Amstel maak seker dat na die wedstryd 'n paar van die manne wat nou 'n verfrissingkie vat. Amstel maak seker dat daar iets lekker koud is vir na die wedstryd, né? Natuurlik, daar sal ook koeldrank wees.
Amen. 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 Maar Amsterdam sal ook daar wees. Ek wil hoor of hulle daai ene het wat sê hulle? Alcohol in it. Dis zero. Of 0%. Ja, so Amsterdam gaan so vir dit. So vir die kindersbedryf, maar seker jy kom by die veld uit. So dit gaan 'n lekker op winterdag wees soos ek sê, ons gaan van vroeg af. Ons gaan die veld breed, daar gaan 'n lekker vibe wees. Ek glo daar gaan 'n lekker musiek daar wees. Ek verstaan die mense kan lekker dans so in die Noordweste, so daar gaan lekker musiek en alles wees vir julle nou uit te sien. So maar seker jy kom daar by die Sanlam Boland Rugby Derby, jy sê jy kom experience waaroor die Sanlam Boland Rugby Derby gaan. Natuurlik om op te som, om Zibi is 'n gewone liga game, né? So as jy verloor, jy kan nie weer vra om te speel game. Verloor, jy kan nie weer vra nie. Jy kan nie weer vra nie. So ons kom nou by die lekkerste gedeelte van of my favourite gedeelte van die aand is wanneer ons die paneel na vore roep. Ons moet die paneel ek neem aan Jan Bosman gaan die kant sit. Yes. Hulle wil sê hulle wil sport met hulle mooi backdrop toe as jy kom. Hulle het nog. Hulle mooi backdrop. Ja. So ons sien ook by Frank. So dis pas op ek. So ek gaan nou eers die gaste na vore roep. As ek hulle na vore roep, dan gee hulle vir hom 'n lekker hande klap van hy gaan sy klap vanaand teenwoordig. Eers dan roep ek, hy staan in vir die Young Spurs voorsitter. Ek roep na vore Eugene. Hulle noem hom Uncle Ziggy. Hulle praat van die man met die groot jacket. Hy was jammer. Kranerige rugbyspeler op sy daar. Ja. Ik kan het prachtig. Dan die Young Spurs hoofafrigter meneer Pedro Edrus. Edrus, dan een van die mannen wat geen bekendstelling nodig het nie. Charles Kasselman. Hoe sê? Hulle homself. Hulle sê hulle noem die hulle. Die kom nie. Ek gaan nou roep die Jan Roslins wys hy staan van vir sy voorsitter meneer Denwald Afrika. Hy kan staan almal lekker toe. Maar de andere grote is op die missie. Dan die Jan Roslins afrigter. Hy sê hy is Chester van die Noordweste. Meneer Calvin Arendse. Chester pa. Dan die man met die groot kaak om seker te maak sy span, hy vat sy span vir die eerste keer oor. Wanneer laas het Spurs vir wanneer laas het in 'n liga? 40 jaar. Die man wat nou gaan seker maak sy span kom die 20ste Junie bo uit. Roslin se kaptein Brendan Marel. Brendan 'n DJ. Ja? Okay, ons Brendan 'n DJ. Maar ek wil julle lekker gemaklik maak, vir my gemaklik maak, vir my lekker watertjie vat. Dan ons bietjie gesels en mense by die huis wil bietjie hoor wat julle te sê. Ek lees dit altyd vir ons Zimmy se post op Facebook, soos gaan nou hom. Ek wil eers begin by, ek gaan sommer by Uncle Zimmy staan. Ja. Uncle Zimmy, Young Spurs, die seisoen nuwe bestuur die jaar gehad.
klomp spelers wat weg is, ewen van julle bestuurslede wat weg is, wat nou by ander klubs op die bestuurde is. Vertel ons net die jaar, hoe gaan dinge by Young Spurs? Eerstens baie dankie vir die geleentheid en dankie ook aan ek wil net vir Jan Roslins en hulle bestuur bedank vir die inisiatief. Hulle die voortouw geneem in hierdie inisiatief, so dankie. Ons het onmiddellik toe die skrywe deurkom, ons almal en paar besluit, dis die kans, dis Noordweste. En jy weet, Noordweste word ons nog gesien, jammer dat ek nou so, ek gaan nou die paadjie vat. Noordweste word ons gesien as so paadjie, as die stiefkind van Boland, nie dat het so, maar daar is roem. So, dankie Roslins bestuur vir die inisiatief en ons waardeer het. Op die challenges die jaar van Spurs, ons het die kry waar jy op die kruin van die golf gaan en die kry waar jy afgaan en dan moet jy diep delf, baie diep delf om weer eens hy hoogtes te bereik en heiliglik is dit 'n algemene wet ons sukkel. En dis nou wat ons karakter moet toon. Ons is reeds besig. Ons ry nog elke dag. Sommige mense, sommige geharde supporters van Spurs is dit 'n bietjie moeilik. Maar weer eens, soos jy net gesê het, soos Dominee gesê het, die toeskouers, jou gemeenskap, is die hartklop van jou klub. En daar's van die ou veterane, die ou groot mense wat al kom my man ook net oefening doen, om sê net maar, kan julle nie so maak, kan julle nie daai skryf doen. Hulle sien nie, hulle besef waar ons is en dat ons daar moet uitkom. So ja, ons besef die waar ons is en dis vir ons in unfamiliar waters waar ons nou bevind. So ek wil sê vir die kykers daar buite van Spurs, moenie opgee. Moenie ophou glo aan die oranje en swart. Ons sal maniere kry. Ons gaan dit doen, ons het nog altyd. So ons gaan dit weer doen. En dan vat ek kom gewoon so klein draaitjie. As jy nou diep panel kyk. Kom lag julle. Kom lag julle. As jy nou diep panel kyk. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Spurs man. Dis 'n liggelyn vir ons. Ja, David, ons del diep, ons weet die ligtoon is vol krake, ons besef het weer, maar ons het nog altyd maniere gekry om uit te kom, en ons gaan weer. Al wat ek vra van ons ondersteuners en ons gemeenskap, moenie op ons opgee. Dankie. Dankie Rosalie. Wees op woorde daar, maar ek sien ons anders, jy weet so wat die eerste hoekies in te kry. Ja, wel, dit wil sê van my gou man, 'n klub soos, kyk Ebenezer is 'n klein plekkie, klein dorpie, ek wil sê plekkie, 'n klein dorpie. Hoe moeilik is dit om om 'n klub te ran, te bestuur en dan ook om kompeterend te wees teen jou groter spanne, jou Citrusdal, jou Vredendal, jou klein William Delices. Hoe moeilik is dit nou jy's 'n klein dorp, jy het nie baie om van, jy kan hier by Spurs steel miskien, maar jy het nie baie plek om ja, jou spelerskops aan te vul. So, hoe moeilik is dit vir 'n klub soos Jan Roslins in 'n dorp soos Ebenezer?
Okay. Baie dankie David. Ek wil net gewoon net terugkom, soos jy weet gewys het dat die kan nog erg weer zijn. Ek wil dan ook net sê voordat dat hy 'n vraag beantwoord wat ek het mooi geluister wat ek praat van onder op die golf. Hulle was boelers onder. Hulle moet nie vir een oomblik dink. Ek sê nou wat. Soos ek vir Young Spurs ken. Young Spurs en nou hy was 'n kampioen geweest 2 keer. Hy is aanspan met 32 vir Robertson ook gewen wat eintlik die kampioen geweest het. En hy het vir Saldanha ook hier gehou. So Spurs is 'n span wat jy nie onderskat nie. Daai ding van onder op die kring. Hulle gaan ons nie doen. So jy kan maar weet. Hulle het daar by 4 gaan, dat sê alles. En dit kan ek hulle weet, dit ons gaan nie dit 'n keer vereis terugval. Dis die een ding. Die ander ding is Davey, ja, dis baie moeilik want as jy kyk soos 'n span soos Invincibles en Eagles, hulle het verskriklik baie spelers waarvan hulle kan kies. Ons het dan nou intussen die inisiatief geneem om ons het vervoer wat uit Klawer kom, wat Dinsdag en Donderdag vir ons ry. So ons het spelers ook daarvan wat ons kom om net 'n bietjie vir ons aan te vul. So ons probeer so aanvul soveel as moontlik wat ons kan om net ons spanne vol te kry. Maar dit is regtig waar ek dink as jy moet kyk teen jou beserings en teen allerlei dinge van hoe moeilik dit is as jy veral voor jy sukkel hiermee. Want hy manne het soos hulle nou wanneer derby gespeel het 2 weke terug, het hulle 4 spanne wat hulle kan opstuur. Sien nou. En baie keer is dit baie moeilik soos ons het kleiner plekkies as hierso. Is nogal baie moeilik om jou spanne jou ledetal vol te kry en dan voor te vat. Maar in die tussentyd glo ek ons is besig om die regte rigting. Ons spanne, ons is baie positief. Die ouens wat daar is, ons behou hulle en ons gaan met hulle aan. So lewe, ek dink ons is op pad in die regte rigting. Dis dit. Tot sêste gewoonlik moet sê gewoonlik, maar in 'n liga gewoonlik het jy elke jaar jy een span as hy weet hy gaan sak, dan het jy so 2 na hom wat gewoonlik beklei oor wie nie naby die man wat besak kom nie. Vir 'n paar seisoene was Jan Roslins die ouetjie wat wil beklei om nie daar by hy man te kom wat daar onder is nie. Die jaar lyk dit vir my as ek na die lok kyk, lyk dinge bietjie beter. Dit lyk of hulle in die boonste helfte van die eerste ronde in die lok. Lyk of julle nou daar, julle is al veilig in 'n veilige posisie in die middelrond. Wat doen julle die jaar wat dinge bietjie anders maak as ander jare? Ja, goeienaand kykers, vanaand sê as dat ja, basies ons moet goed kyk. Laas jaar het ons baie goed gespeel, maar ons wil nou die jaar nog beter perform as laas jaar. En wat ek sê is maar die nodige goedjies wat ons nou doen soos intieme goedjies. Ek wil nie vanaand by goedjies gee nie dan. Ja, maar wat ek sê is dat ons wil graag compete met die ouens daarbo. Maar dat gaan tyd vat want ons leer nog elke dag. Ons leer nog elke jaar. En ons vat maar hier raad en daar raad van mekaar. En ons gaan on. Ons dan so ja, vir ons wil graag kyk om die dan samen die top 5 te eindig en of miskien tweede of derde kan eindig of eerste kan eindig nog te beter vir ons. Maar ons gaan hard werk. Dis Ons gaan hard werk. Dis dit. Coach Pedro, jy het ingestap groot skoene en 'n klub waar jy het nie byvoorbeeld al die spelers gehad wat 'n seisoen of 2 gelede daar was. Natuurlik het jy baie jong spelers nou by die klub. Sê vir my hoe moeilik was dit aan die begin van die jaar en voel jy daar is verbetering nou? Dankie kykers. Definitief sal ek sê ons verbeter. En soos jy gesê gevra het, die jong spelers gewoonlik as hulle opgewonde in die begin, hulle sien nie by agter, maar die system, nee, ons het 'n system ingebring en die ouens het nog by die system, maar ons glo in die tweede ronde, die ouens het beter vraag. Dankie. Dis dit. Coaches lekker kort en kragtig. Sal,
Jy ervare Spurs-kaptein, wil amper sê, jy het 'n paar winters al agter jou rug. Vir jou moes, sorry, ek stak heeltyd nou by die dieselfde ding by Spurs, maar dit is oplopend. Vir jou ook as 'n kaptein, om met so 'n groep nuwe spelers te werk en dan vir die ouens positief te hou, met veral wat rondom jou aangaan, die ouens positief te hou, die ouens wat glo in die Spurs badge. So, hoe experience jy dit die jaar as kaptein van Young Spurs? Ja, goeienaand kijkers. Ja, dat is een baie moeilijke jaar. Niet net voor mij als kapitein, nie, maar ook voor die hele Spurs, zoals wij dat voor ons kennen, die jaren. En zoals je ook genoemd hebt, zoals een span, wat is er maar gauw of geen niet. Dat kan al die top 12 spannen getuig. Santana, Safcon, zelfs Darling. Robertson is die hoofdingeman getuig. So, dat is een makkelijke jaar voor ons. Ja, ons het baie spelers verloren, ons het nieuwe bestuur, nieuwe coaches en baie jong spelers. So, het is een moeilijke jaar in vergelijking waar het 2-3 jaar terug was. Daar was meer ervaren spelers gehad, meer voor de basisspelers gehad, wat al lang in die systeem is, wat rugby betreft. En het is baie challenging, want zoals coach Biro genoemd het, daar is een systeem in plek. Maar als jy nie kan adapt in die systeem nie, ongelukkig gaan jy moet uitvat. En dat is wat ons tans doen. In die aspect is een systeem van, ons allemaal weet jy moet tackle, maar als jy nie tackle en weet wat je volgende job is, is het beveiligd nie. Ongelukkig, die goeds worden aangezien die coaches. So, dat drop is jy. Ongelukkig is het zo. Want ons kan niet met mannen spelen wat niet in een systeem wil wees, maar het is een plek voor ons zitten. En dat gaat verder op voor ons groter Indies. Als het kan zij adapt in die systeem waar daarvoor geschikt is. Dan kan zij die gameplan uitvoeren wat we daarvoor gegeven wordt. En dat is waar onze jongspelers nog geen recht aan zien. So voor mij is het baie challenging, maar ons komt daar. En ik geloof daaraan. Onze jong spelers en die vermoeien om zekere dingen te laten gebeuren. Om dingen te laten gebeuren op een dag, zoals de derbydag. Ja, dat is een goede dag. Die kijkers houden van die derby. Ik ben deze in Durban, Spurs en Rusland. Dus komt er jaren aan. Jarenlange geschiedenis wat al treft tussen die twee spannen. Maar zoals ik zei, er gaan verrassings wees. En ik geloof tweede ronde. Die oude mannen wat nog wel lang van die games zijn, want je wordt eerst weer de eerste ronde. Ons wordt elkaar getoetst. Tweede ronde. Dat mag ik zien niet doen. Maar die kat en die baard is. Die mannen van die renners gaan het niet doen. So ja, dan gaan baie dinge gebeur. Het is een baie interessante naweek ook. Dat is die eerste ronde weer van die, of die eerste game van die tweede ronde. Die logs is baie neer mekaar. Die logs gaan nog baie neer mekaar raap. Verzekeren spannen. Wat nou tans boel, de Invincibles, Eagles, de Lisas, Lamuna. Moet niet verzekerd wees, dat is een plek als verzekeraar boel. Die boodschap is luid en clear. Ons is wel 7 op die lok. Ons is wel 5 op die lok. Maar wat ik ook geleerd heb in die boel, dan kan alles een keer veranderen. Alles een keer. Met die hemelse vader se hulp wat ons daarbo het. En met die ligtoring wat nog steeds skyn. En daai rooi roos wat nog steeds daar is, kan dinge net baie beter raak. Kom uit en geniet die derby dag saam met ons, die 20ste June. En ons maak dit 'n lekker dag man, vir al man. Dis waar wat ons vir die dag gaan. Gemeenskappe bymekaar bring, familie bymekaar bring. En dit is lekker die dag geniet saam met familie en vriende. Jo, Peter, zo staan we zo opgezet, jongen. Ik is ook wel een les in. Ik was zelf nog vaak doen. Misschien wat voor iets gezegd, Brennan voelde me ook komen. Ja, net zo ietsie op die kijkers dat Susanne was gezegd, en hij somde het nog op die begin heeft. En dat had gezegd dat ons allemaal van dit. Iets een marathon, not a food race. En dat wil het, die mannen wat zo goed
as jy nie saam met my, as jy onder my lê, kan jy nie saam met my nou hierdie boodskap gaan na my, daai klomp lê so onder my hart. As ons langs mekaar staan, dan moet ek kyk waar hy is. Dat is my hele eie. Hy sê, kyk, Hy aas het hy. Maar hoe waar is hy? Maar hy leef diep in my hart. So ek wil vir hom sê, gee kras, dit is 'n marathon. Jy het self soos die as jy net al sê dat jy self 'n drywe by Spurs gemaak. Jy ken baie van Spurs. Hoe baie weet ek nie. Maar sê of my Brendan die jaar, nee. Voel jy dat dit die jaar Jan Roslin se beste kans is om vir Jan Spurs te wen? Nou luister ons, as jy maar ja, baie mos net maar die mense wil hoor hoekom dink jy dat jy die beste kans op 'n Spurs te wen hier? Ik was laatst jaar bij Spurs en ik is ook thuis bij Rotland. So, ik ga het jaar met alles gebellen. Ik is bij Rotland. Ik zie hier niemand zwak te maken. Dat is rugby is 7-4. Je gaat niet Young Spurs zwak maken, ik zeg Young Spurs doen dat en dat. Ik is bij Rotland die jaar. Ik zie en dan gaan we alles bij Rotland. Jy sê Brendan, waar jy speel verloor jy nie derby as dit Jan Roslin se Young Spurs. Jy bly nie wen kan. Ben je wen kan. Jullie gaan jy weer die wen kan wees. Hy 2500 sê gaan jy vat. Dat is goed. Saam jou span. Moet je geen vat ja. Wat Brendan sê. Coach, sê gou vir my, ek sien julle al twee is Karel geskeer vandag. Sê gou vir my, jy Spurs, ek weet nie hoeveel games Spurs jy opgehou het nie. Gewoonlik, die derby is gewoonlik so, die derby is die launch so 10 dae voor die wedstryd gewoonlik en tussen die derbies is daar gewoonlik nog 'n game waar die ouens moet speel voor die derby uitkom. As jy die ouens nee, maar ek wil nie so baie fokus op die derby nie, want ons het nog die span die naweek, maar jy het nou nie die span nog die naweek. Jy het nog 'n span die naweek, ja. Jy het nog 'n span die naweek, maar Young Spurs, jy het 'n bietjie gesien van hulle, 'n bietjie gehoor van hulle. Slaap jy rustig? Voor dat jullie zitten derby? Of is dat iets wat jou kommer nog? Nee, David, niks bekommer my nie. Niks bekommer my nie, want ek het self vir Spurs gespeel oor jare en ek weet Spurs is 'n bietjie weer. Ek weet presies hoe die werk. En wat gebeur is ja, om te dink as dat ek is cool en kalm. So ek het nie vrese nie vir Spurs nie. Wat ek hierin sê is dat ek sal die beste van vermoë gaan dit om hierdie derby, om die derby te wen. En ons gaan die derby wen. Verseker, ons gaan die derby wen. Ons het genoeg gange haas het my man, hulle weet. So ek dink Spurs gaan nie weet uit daar wat om getref het nie. So, ek kan 100% sê ons gaan die derby wen. Coach Peter, jy moet nou mooi word. Jy het nie kyk nie na weetie, nee. Spurs het, om Zumi sê, ek weet nie, hulle het gesê, ja, Roslin is bevriendelijk sal wen. Maar Spurs het sê, om Zumi is 40 jaar sê dit Jan Roslin is laas voor. Ek kan nie dink jy 40 jaar. Ek klap is na 20 jaar oud die jaar. Om Zumi sê, ga voor hy. So, Coach, jy gaan 'n man wees, ek weet hoe jy weet nie. Maar jy gaan 'n man wees wat bitter onder druk kan wees met daai derby. Because jy wil nie die eerste coach wees van Young Spurs wat die derby teen Roslin verloor het. So dit ekstra druk op jou? Nou, dankie. Ek dink hier loop 'n loetjie. 'n loetjie wat 'n skaap en 'n versnapper hierso. Ek het vir die meneer se ondersteuners gesê is dat
die ene definitief kan ek nie verloor, of ek sal hom nie verloor. Want ons glo daaraan, ons system gaan werk en dit is in plek. En ek wil dankie sê vir Chelsea, dat hy so ophewe maak van alles, dat hy definitief wel vir jou, maar nie deur hy. Coach, jy sê jou system is so gestel, sy kan teen, sy dia kan sy teen Invincibles verloor, sy kan teen Citrus, Lemoene verloor, sy kan teen Eagles verloor, maar teen Jan Rosters, sê die system, sy kan nie verloor teen Jan Rosters. Ek sê, dia, hy het een beetje genikkerig gaan met ons, maar die ene, kyk, Jan Rosters het baie naam, hy het baie naam aan. En baie van die ouwens het baie van Jansbos ook gespeel. So, ons moet nie die ene wen. Dankie Dominique vir die ijsgebrek. So as jy Sondag kom, dan sal jy ander breekwoord kom sê dan. Maar jy is die Jansbos. Vertel ons bietjie, ek wil glo, in Ebenezer en Doringbaai is daar baie, ek wil gesien dat julle ken mekaar baie goed, julle is werk byvoorbeeld, julle werk saam, julle sosialiseer julle saam. Jy wat 'n paadjie aankom met Jan Roslins, die klubbies is hierso, sê vir my, 'n verloor teen Jan Spurs, hoe voel dit vir jou? Ja, dit is 'n hartseer. Ek is nog die man met experience. Ek kan nie sê hoe dit voel. Want is nie 'n lekker gevoel nie. Dit is is regtig lekker. Die spelers is sien elke keer uit daarna. Elke keer is dit 'n trane daar. Ons kon net nie daai laaste kom nie. Maar met die vertroue wat ek nou het, met dit wat ons nou alles in plek het, daar is nog baie dinge wat nou al plek gevat het. Ons byvoorbeeld ons hele bestuur, klomspelers het boks gemaak, ons coaches is nou opleiding ontvang. So ek dink ons is van plan om, al kom ons nie die knop tegenhakie wat ek glo ons gaan doen, maar moet ons weet ons is in op die regte paadjie, moet dit dat ons besig is om te doen. Maar ek glo ons sal dit kan doen, maar dis altyd 'n bitterpil om te sluk, om teen hulle te verloor. Ons is twee mense, maar aan die einde van die dag, vir die kykers en almal daar buite, moet ons net dat rugby sê vir. Want dit is waaroor het gaan. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat ons so 'n derby kry hier op die Ebenezer. Nee, ons het nog so 'n groot event gehad, ek dink 2022, toe ons nog tot 14, tot 16 gespeel het hierso, want ons nog die streeks uit daar gespeel het, ons nog hier gewees het. So dit is nou weer die eerste keer wat ons so 'n groot kry, met Boland wat dit vir ons moontlik maak. So ek wil vir julle sê, kom dat ons lekker bande moet Jan Spurs, dat ons bande versterk en dat ons net die dag geniet en lekker aan rugby sê. Dat wat op die tailboard is, moenie dat dit ons werk van mekaar, maar dat ons nader aan mekaar maak. Maar ek weet nog dat die tailboard werk. Wat jy wil sê, jy hoor wat die Roslin span sê, in hulle boeke sê hulle dink dat Spurs nou die 20ste gaan kom en weer aan Roslin se die Ebenezer klop. Dit gaan die eerste keer wees vir jou in 'n liga wedstryd as dit gebeur. Ja, wat is die boodskap aan Shaal en die coaches van die bestuur se kant dan oor die term? Ek is iemand wat moeilik vat in 'n ding. Dit waar my skeetjie loop moet in hy waters. Nie anders nie. Ja, en ek gaan my op baie hoeveelheid, wat sê die Engelsman, unfamiliar territory bevind as ek daarna toe gaan. So ja, maar moenie 'n fout maak nie. Ons het die grootste respek vir Jan Roslin. As 'n klub, as 'n players, as 'n bestuur, en in hierdie selfe asem moet ek vir hulle, ek het al baie met Irene gesê, ek het al baie met Denver gesê, julle is die maatstaf. Ongeag hoe lief ek vir die Oranje en Swart is, ek het al baie vir hulle gesê, julle is gesond, julle bestuur is gesond, en ek het hulle baie pleintjies gegee, en as jou bestuur gesond is,
dan kanaliseren dat loopt af naar je players, het loopt af naar je club, het loopt af naar je gemeenschap en je supporters. So heads up vir hulle, eerstens. En dat is ook om ek sê, ek het die grootste respect vir hulle as 'n klub. So ons gaan nie kom met wat in die verlede gebeur het. En die boodskap wat ek en my bestuur, as dit my kollegas wil oordra aan hulle, dat in hier sit hulle, ons coaches, ons kaptein, ons gaan 'n groot fout maak as ons vir ons onderskat. Saterdag, 20 Junie, is alles niet. Die verlede is weg. Die hype is hier. Ek sit vandaan hier. Verstaan, ons is live. Ons is live. En kom Saterdag 20 Junie, is die verlede weg. Dan moet ons weer 'n nuwe boekie skryf. Of hulle moet 'n nuwe boekie skryf. Waar ek weer kan met challenge raak op 'n Facebook, dan blok ek my Facebook. Blok my, ek praat met niemand nie. Niemand sê my niks nie. En ek is net 'n missing man. Maar dis nou maar die Amerikaanse woord is so mooi, speculatie. Maar coming Saturday, 20 June, gaan die oranje en zwart opdag. Yes. Met alles wat ons het. Yes. Die 22 gaan ons die bus klim, 6:30. Brendan, van jou kant, ek wil hê jy moet nou daar in die kamera kyk, jy moet eers 'n boodskapie van die Ebenezer gemeenskap, Jan Rossels ondersteuners, dan vir jou spanmaats, en dan wil ek hê jy moet 'n boodskap vir Saal gee, want hy moet saam deel van ons maak. Ja, voor aan kijkers, ik wil net zeggen aan die ondersteuners, ik naar voor support, dat is voor ons een groot voordeel om voor te kan spelen. Want die van door die hele bijkort leven. En net om erop te gaan spelen, na ik vanavond, zonder geen baserings en erg veel baserings zo niet. Dat is een groot voordeel om te is. Maar een man kan heel enkel breken of een been breken, maar daar is nog ons baas ook nog. Ja, en mijn spanmaats, die wedstrijd is nog niet klaar niet. Want de juniors is niet zo, we gaan opdagen. En hij wil even kallen zeggen. Oh, echt maar. Voor de boodschap aan die youngsters, toeschouwers, doen bij je gemeenschap en dan een boodschap voor Brendan, voor zijn span. Ja, van mijn gemeenschap en van mijn jaren ondersteuners over jaren. Hoe vast en dit, waar je dat mee gaan opvassen. Er is slechte tijden, maar dan komen ook goede tijden. Donker daar moet dat wees. Maar hoe je gaat opstaan, bij ons die dag. Dat we een sterke mens gaan maken. Dat je je karakter gaat toetsen over die dag. En ook dat, zoals je jou ook kent. Dat is een Spursboy. Dan kan je reden samen mee doen bij. Maar weet je, de eerste ronde, als je zo die slaap geweest, had toch onder je vlek voorbij gegaan. En hij heeft hem gescoord en hij die game gezet. Die morgen, stel ik je lijntjes naar je toe. Nou, ik klaar. Ik heb dat gezien, David. Ik heb beide hebben eens gekeken naar van hen. Ik heb dat zien. Wat heb ik je opgetekend? Dus je staat met aan zijn stoel en zegt, ja, ik vat hem niet in dat, wat ik gevat en daarom bij niet. Ik ben hier in die garage nog doen. Maar, ik moet zeggen, jij gaat er veel komie. Ik zie die kennis naar jullie. Ons gaan nou die face-offs doen, maar eerst wil ek hê, en dan van hulle lekker hande klap, en van hulle het hulle klas baie goed gemaak. Ja, ek kan
net ek gaan 'n geleentheid gee vir enige een wat gehoor wat 'n vraag het vir enige een van die paneellede hiervoor. So ek gaan vir Jan Spurs 'n geleentheid gee en ek gaan vir Roslyn 'n geleentheid gee. So enige een wat 'n vraag vir enige een van die persone het, jy kan hier by my kon staan of hier voor kon staan en jy kan jou vraag vra. Of jy kan daar agter tussen hulle staan en jou vraag wil vra. Enige vraag? Hier voor ons. Maak saak nie. Enige een. Sê wat die kykers wil hê is wie jy is en van wie jou vraag is. Mijn naam is Erofaan Isaacs, ben bekend als Kleine IVP. Mijn vraag vanavond is net die volgende. Om zien van Nieuwspan, wat denk je gaan we jullie die OANG 20 Juni? Baie soos hulle nou net al gesê het, en ons begin sien dit nou al meer deurkom. Dat ons klub was genoodsaak om ons jong players eintlik ryp te druk. Met dit wat ons nou weet. En daar nou ek is in 'n gelukkige posisie dat ek teamveld is as 'n spanbestuur en daar dat ek sien dat ons self C-span, B-span jong manne word nou ryp gedruk om hulle hand op te stuur in die first. En van die seisoen begin op het ons geweet waar ons inlaat. Ons het geweet dat ons sal moet. Hulle sal nou moet, hulle speel nou vir 2-3 seisoene, second team, third team, en wow, dat lyk iets regtig, jong manne regtig, hulle hand op te steek. En ek dink, as jy nou aansluit by Charles, wat hy vir Brendan gesê het, dat is 'n daai is wat hulle nou toe gaan stuur. So, dis nou op 'n ligte noot, maar om jou vraag te beantwoord, dit gaan die X-faktor wees. Kyk jy vir hom, dan weet julle nie, van ek sal nou die man ken die lykies op eers. So ja, om jou vraag te beantwoord, dis die system wat hier gekom het af, van die CB's, van die manne, die jong lykies wat hulle hande opsteek. Daai gaan die X-faktor. En dan net voet afsluiten. Sure. Hij gezegd dat van die, jullie heet die wat ons heet. Om ziet die man. Ik denk niet meer, jullie moeten niet bij gezegd hebben. Voor al die naar ons zitten. Kijk, destijds nee. Ik praat met van 40 jaar. Destijds heeft hij een DJ gehad. DJ eerste honderd komt naar ons toe. Dat is de eerste wedstrijd die naar jullie geweest. Nee? Nou, het is zo. Dan gaan het vandaag gewoon spelen naar Lobbyban weer. Maar nou, als je bent volle achter ligt. Geloof me, de DJ gaat niet verschillen wees. As daar iemand expose kan wat 'n vraag het. Anke Peters het vir ons die social media vanaand bietjie dopgehou. Ek kyk wat daar aangaan. Anke Peters, vertel 'n bietjie wat daar by socials aangaan. Wat sê die mense oor die woord Dit baby. Ons is nou net so oor die middel kom. As jy baby na sy aan die kers almal hierso. Ons is nou so oor die 3000 views. Ja, 3000 en iets views. Dan is daar net baie van die vrae 'n paar mense wat gevra het of die wedstryd gaan gestream raak. Daar is nog nie konfirm of dit gaan gestream raak nie. Die wedstryd in egter in die testklub hulle sal eers deur die groep van die week besluit of hulle dit gaan stream. Dan was daar so 'n paar comments gewees. Ek sien die pen het nog gekom en met daar Wim is biso Wim Frans maar ja, hy is besig hierso. Ou het gesê as die eerste keer in 40 jaar wat Bola leen Ebenezer is. Dit kan nou die eerste wen wees vir klein kyte. Klein kyte teen die toer. Nou die hele paar stellings daar gemaak
Dan het ek hier interessante enetjie nog gelees, waar is die vrou nog? Donet Boer, as ek dit nou reg uitspreek, sy sê, nooit sal ek as ouer opgee teenoor Young Spurs nie, en ja, dan kan die kind weer iets wat even in die familie, ek gee nie om my Young Spurs oor. Dus dit kan baie interessant wees. En dan is daar hele paar mense wat sê, Johan die dame wat sê, Rosie's boer, Aiden Don, Chester, jou kop is reg, en so manne wat achter hulle spanne staan, ja, so dit gaan baie interessant. So dinge neer op die soos. So dit kan, dinge gaan nog die week, die Pieterweek, dus die soos nog goed, en klein kyk te one WP, kom jy met die laag. So ons gaan nou as die gedeelte Etienne wat ons die 5 shots gaan doen. So ek gaan net vra vir Jan Rossels om by daai kant toe te beweeg en dan Spurs kan voor ons gaan sal ek weet iets nog wat sal op sy hart net. Ek dink ja, mense wat die kykers hoor, dan was maar ook vir oor derby dag. Die man gaan wees van die wedstryd. Dat is eintlik 'n vraag wat baie in die Boland gebeur. Wat gevra word. Wie is die man op die dag wat die wedstryd gaan behartig? En ek wil met die kykers sê, of van die kykers toegewys word, of hulle sê ja, kom ons vertrou in Boland. En die oor van die dag, dat is ons nie. Kom ons vertrou Boland se system, wat hy vir ons in plek gesit het, en kom ons vertrou sy bestuur wat hy gaan stuur, vir ons op die dag. Die oor van die dag is, ons speel onder die groot uitdag, dat is een van die grootste klap, competities, as ek ergens op dit was in die wereld, tans. Die top 12 is een van die grootste competities wat tans heers in die hele land. So, die system wat Boland op plek gesit het, vir ons, om haar ook, soos ons al gesien het oor die jare, die afgelopen 2-3 jaar, wat hy uitgesit het vir ons, sodat ons spelers gaan die nodige blootstelling gaan kry. En dis ook waar het gaan vir ons van die dag. Dat ons spelers in die plattelande blootstelling moet kry, om hoë hoogtes te bereik. Ons sien dag vir dag, jaar vir jaar, hoe spelers wat in die plattelande uitkom, hoe hulle in die Springbokspan inkom. So wat keer vir jou? Wat keer vir my? Om weer daar uit te kom. Wat keer ons jonge generaties, wat tans nou 'n Young Spurs is, om aan boog uit te kom. Soos jy gehoor het, en soos wat ek altyd sê, trust die proses. Our best is yet to come. Dat julle vir my kyk en kom, julle kon die kant op. As julle kan, wil julle stoel saam en ons gaan daai 5 shots doen wat julle nou. Daar gaan Etienne dan sy voetjies. Ja, nee. Wat sy voetjies vat. Doe me niet kan naar voren komen, doe me niet. Jo! Doe me niet de beste van de laatste. Yes. Is het ook voor mij? Ja. Ja, goeie land. En kijkers, Jan Rossels het in die eerste ronde het hulle 6 thuiswedstryde gehad. Waarvan hulle 5 gewen het. Die enigste verloor was teen Winseburg. En die eenvoudige rede is dat was hy 'n skopper. Die doring steek hier op Ebenezer. Hoe gaan Spurs dit reg kry om nie deur die doring gesteek te word? Soms ja, soos ek reeds 'n vorige keer genoem het, ons besef maar al te goed hoe dat gaan hier op Rossiespaad. Alle papai naby. Ons besef en ons berei ons voor vir 'n harde heen. Ons weet dit gaan nie maklik wees. Al hierdie TikTok beteken niks na die Saterdag. Jy sal moet opdag en jy sal moet reg opdag. So gelukkig is ek spanbestuurder en nou wil ek julle moet my nou nie verkeerd verstaan. En hier gaan ek my eie beel blaas. Ek glo in myself. Ek glo in sielkunde.
En ek het dan so 'n klein bietjie rugbykennis agter my blad. So dit gaan vir my baie maklik wees om my boys te motiveer. Want ons het 'n goeie team. En dan vat ek nou terug na ek wil gou na die Winterbos terug en die eerste 40 minute. Net doen nie weet self wat gebeur het nie. Maar net die krakies van die ligtoring waar jy nie kan daai ekstra opsit lees. Daai het ons geknie aan. So terug na wat Dominee gevra het, weer eens ons besef wat op ons wag. En ons gaan geensins gaan ons vir Rossel onderskei. Maar wat ek ook sê is, onthou, ons is al beide kante visserman, julle is die klein harde visserman. En ons is die grote zijn. So daai wat ek bedoel. Alles met die groot visse, so ons sommer daai 5 soekers. Ja, jy kan kom. Jy kan sommer net die naby staan die stoel kan bring. Jy moet gaan so maar staan. So ek kan vir julle roep, maar kan nie gewoon net vir hulle ook 'n lekker net klap gee. So dan gaan julle nou voor die in die middel van die benne. In die middel van die benne eers mekaar in die oë kyk en dan omdraai en plaas kyk na die kamera. So ek roep na vore meneer die vice-chairman van Young Roslins, meneer Denville Africa en dan Eugene Rosan. Anak kan, daar ben ik daar. Bij zo Adam. Oké, weer naar de middel toe. Die middel terrasse. Een wat eerste knip verloor. Maar jy bly so spoor. Hij gaat niet moeten. Hoe gaat hij? Ik kan het niet. Hoe moet je het nou? Die twee africhters, meneer Calvin Chester Arnsen en dan meneer Pedro Williams. Die africhters. Ik ben slapen, man. Kom nog een beetje aan de. Ja, guys, gaan gewoon stil te krijgen. Mannen, kan je nog ook ernstig face-off doen alsjeblieft? Als je mannen, hoe lijkt je dat zo ernstig? Stappen met de fans. Als ik omdraai naar de camera toe, plaats ik maar. Ja, gaat ja. Sta niet zo. Roodstreep wat. Kijk naar die camera toe alsjeblieft. Asai. Mannen wat die gaan wees. Brendan Marijn, South Castleman. Sal, je kan doen. Als hij ook, net zo daar zie, die bol deel je dan, hè? Net zo. Bilo je broers aan nu. Ernstig, Kippie, ernstig. Maar nou net zo.
hol het. Hol het uit. Dankie. Nee, maar dat is Nog iemand? Dan moet ik staan. Oké, dan nog zo'n jullie met jullie hele paneel wat vandaag daar geweest is. Allemaal dit samen jullie. Die maas. Ja, ja. Je kan goed ook weer staan. De maas. Oh, net zo. Oké, jullie kan ons jullie allemaal samen zeggen, de maas. Baie dankie. Dat ek net gou voor ons finansie program afsluit met ons die bedankings wat gaan doen word. Ek roep na vore meneer Dink Bekes en dan ons Goedenavond allemaal. Ik ben Dirk Bekes, ik ben de secretaris van de Young Westlands Rugby Club. Ik wil net die bedankings namens die club aan die voor. In eerste plek wil ik ons hemelse Vader baie dankie sê vir hierdie sport derby loons geleentheid wat ons vir die eerste keer in die geskiedenis van ons club vanaand hier kon hê en dis moontlik gemaak deur Boland. Ons wil net vir die bestuur van die Boland Rugby Unie baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Dankie David, dankie Peters, dankie Leier Demas vir hierdie moontlikmaking of die daarstelling ons president Benny van Rooi, Piet Marang, trouwens goede oor in die club daar, in die bestuurslede daar en baie dankie vir hierdie aanbieding van die loons hier by ons. In die tweede plek, ek het ook klaar die Boland Rugby dankie gesê vir die bestuur vir Leier Demas en dan in die derde plek, vir ons bestuurder, die Young Westlands bestuur, die Young Spurs bestuur, baie dankie. Jo, ek vir Zibi Bial, die eerste woorde wat Zibi vir my sê, ons stel die belang in die derby nie en my gemoed sak. Want ek weet, nou is hierdie derby geleentheid vir baie dankie vir die bestuur van Young Spurs, dat julle weer opgesien het, dat ons hierdie sportgeleentheid kan huisves. Ek weet, het gaan baie ver van ons as die tijdspan, of die tijdsclub, dat ons al die voetwerk moet doen, maar dit geeft ons weer geleentheid om te wijs vir die wereld wat ons kan bied. So ja, kom ons skouer aan die wiel vir die bestuur en dankie ook vir hierdie daarstelling en vir die feit dat julle vanaand ook ons aan moontlik kon maak. Dan, in die vierde plek, wil ek al ons burger, wil ek baie dankie sê. Sandam, Buma, Rainbow, Afrisam, Amstel, Mama Spice en Amro. Potmark en Klets en Rainbow. Baie dankie dat julle ook die streaming vir ons kon doen. Etienne en jou span, baie dankie vir dit wat julle vanavond vir ons bied. En ek hoop dat die kijkers daar buiten ook waardevolle genot en ook genietingen uit vanavondse berichtingen kon hê. Dankie vir die klubhuis-eienaars, die redingskomitee vir alles wat hulle gedoen het, vir die daarstelling van die huis en veral vir die derbyloons. Vir die voorsitters in hulle afwesigheid, Juridon en Benny Bok, ek wil net vir julle sê, ek weet julle harte brand om vanavond hier te wees. Maar ons glo en ons weet ook dat in julle harte en gees is julle ook vanavond hier by hierdie loons. Ons is oprecht trots om hierdie derby
vanaand hier te kan hê. Baie dankie daarvoor. Indien ek vir iemand vanaand uitgelaat het, laat my toe om die volgende te sê. Baie dankie aan almal, hoe gering u bydrae ook vanaand was. Ons as bestuur van Young Roslins wil vir u net baie dankie sê vir u bydrae. Hierdie lons is een grootte vir ons klub. So nogmaals, baie dankie. Kan ons net staan en dan sluit ons die vergadering. Here onze God en Hemelse Vader, Here ons dankie vanaand vir hierdie geleentheid, Here, wat deur u moontlik gemaak is. Here, is voor geleentheid vir ons klub, Here, 'n prestige aangeleentheid, Here, vir Ebenezer, maar ook vir Doornbay. Here, in die lig van die sportkode rugby is die gebed van ons hart, Here, dat u, Here, die sportman gees, Here, die daarstelling van positiewe rugby ook in ons harte brandend sal maak. Wil u, Here, ook met ons bestuur, Here, vir alles wat nou nog voor lê, Here, wil ons kom bid, Here, dat u, Here, vooruit sal trek. Here, sodat ons u sal volg. Here, wil u met ons wees, Here, in al ons beplanning, al ons daarstellings, al ons doelstellings. Here, maar wil u ook gee, Here, dat ons hierdie dag, Here, aan u wy. Here, met hart en siel. En ons kom loof en prys u, Here, vir alles wat u moontlik maak. U naam ter eer. Amen. Baie dankie. En julle wil ek net sê, veilig wees. Baie dankie. Natuurlijk vir die kykers by die huis, dit is kom aan die einde van vanaand se Sanlam Boland Rugby Derby Day Lons. Baie dankie dat u ingeskakel het. Soos u nou gesien het en gehoor het, dinge gaan neer die 20ste Junie hier in Ebenezer. Ek weet nie wat is sy verjaarsnaam? Ebenpark. Hulle sê dinge gaan neer, die ligtoring in die roos, die klein vissers die manne wat sloeke uittrek. Ons sien wat daar gebeur. Net 'n herstelling, ek hoop, moenie so sê die klein vissers of so nie. Geweet nee, ons as die Houses United van Noordweste. My vriend sê, ek moeilike naam, ek kon nie sy naam uit maar die 20ste Junie, Young Spurs teen die Houses United van die Noordwest. Maar seker, ons sien vir die 20ste Junie, baie dankie dat u ingeskakel het. Veilig wees tot volgende keer. Baie dankie. Baie dankie mense, dit was lekker lons.